Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dis die gebed van my hart dat God vandag met jou 'n baie spesiale afspraak het en dat hierdie boodskap wat sy Heilige Gees vandag in jou hart vir jou gaan oopbreek, vir jou kosbaar sal wees, vir jou vars en nuut sal wees en vir jou nuwe waarhede sal oopbreek. Kom ons raak stil voor die Here. Here, dankie vir die woord, die Bybel, waarin U Uself openbaar. Dankie dat ons nou daaruit kan lees, dat U Heilige Gees dit vir ons oopbreek en dat ons nuwe waarhede leer. Maak ons verstande helder, gebruik my as 'n instrument in U hand, Here. Dankie vir die voorreg. Amen. Geliefdes, ek groet julle dan nou ook in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek wil vandag begin deur vir jou 'n ware verhaal te vertel. Dit is 'n verhaal van 'n baie suksesvolle sakevrou van Amerika. Sy het in New York in Manhattan gebly en haar naam is Laura Schroff. Laura Schroff, dis 'n ware verhaal. En hier in die 1980s stap sy in die strate van Manhattan en 'n jong seun, sy naam was Maurice, hy was 'n straatkind, hy was maar 11 jaar oud, keer haar voor en hy vra vir 'n geldjie. En sy stap so half onnadenkend, stap sy net verby. En die klein seentjie, Maurice, roep uit, ek is honger, ek is honger. En sy sê, sy stap nog 'n paar tree, maar daai woorde deurboor haar hart. En sy draai om, en sy gaan na Maurice toe, en sy vat hom na McDonald's toe, en sy vind uit, sy ouers is albei dwelmafhanklikes. En sy besluit, sy gaan hom onder haar vlerk neem. En sy stap regtig die ekstra myl met hom. Sy leer hom van persoonlike higiëne, hoe om sy tande te borsel, hoe om 'n mes en vurk te gebruik. Sy begin regtig stadiger leef om hierdie kind te help. En later het sy hom ook finansiëel gehelp en hy het gaan studeer. En vandag is Maurice 'n baie suksesvolle boukontrakteur in Amerika. En hy is getroud en Laura Schroff skryf hierdie verhaal in 'n boek wat sy ruk terug gepubliseer het. So hierdie pragtige verhaal van hierdie suksesvolle sakevrou wat hierdie kind onder haar vlerk geneem het, regtig die ekstra myl met hom gestap het, sluit vir my baie mooi aan by vandag se teks. En ons teks kom uit Lukas 10. En dit is die verhaal, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En dalk dink jy nou dadelik, Liesel, ek weet waarna toe hierdie preek gaan, ek het dit al gehoor en wil jy so 'n bietjie afsluit? Nou ek wil jou uitnooi om bietjie dieper te delf en te gaan lees saam met my waarom Jesus hierdie gelykenis vertel het. Want hy antwoord 'n baie gewigtige vraag deur hierdie gelykenis. En wanneer jy hierdie vraag lees en agterkom dit is waarom Jesus hierdie gelykenis vertel het, dan gaan jy dalk nou anders luister en hierdie gelykenis anders lees. Nou ons lees in Lukas 10 vers 25 dat 'n wetsgeleerde, en die Griekse woord wat hier gebruik word is nomikos, het vir Jesus die volgende vraag gevra. Nou nomikos is eintlik 'n wetsgeleerde of 'n geleerde van godsdienstwette. So hy was 'n godsdienstige wetsgeleerde. En hy vra toe nou hierdie baie gewigtige vraag vir Jesus en dan antwoord Jesus deur middel van hierdie gelykenis. En hierdie vraag is baie belangrik. Luister wat vra hy. Hy sê, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Wat moet ek doen om hemel toe te kan gaan? Nou gaan jy dalk hierdie gelykenis anders lees, en jy gaan anders luister, want hierdie is 'n gewigtige vraag. En die antwoord, moet ons mos nou oplet. Jy gaan dalk nou luister, asof jou ewigheid daarvan afhang, want jou ewigheid hang daarvan af. En dis nie ek wat dit sê nie, dis Jesus wat dit sê. Jesus sê, jou ewigheid hang daarvan af, en dan antwoord hy hierdie vraag. So, hy gaan en hierdie wetsgeleerde vra vir Jesus hierdie baie gewigtige vraag, hoe gaan ek hemel toe, hoe verkry ek die ewige lewe? En dan gaan Jesus en hy vertel 'n gelykenis. Nou wat is 'n gelykenis? Jesus het baie keer deur middel van gelykenisse mense se vrae geantwoord.
Nou, gelykenis is 'n verhaal en dis 'n storie, narratief. Ek hou ook baie daarvan om stories te vertel, julle weet dit. En dan gebruik Jesus dinge uit die alledaagse lewe, wat die mense ken. So sê nou maar, hy praat van 'n wingerd, hulle weet van 'n wingerd, of hy praat van 'n troue, hulle was al by 'n troue. En in hierdie geval praat hy nou van 'n baie bekende pad tussen Jerusalem en Jerigo. So hy gebruik iets bekends en hy gee diep waarheid. Partykeer is dit bietjie 'n metafoor wat hy gebruik en is dit 'n verborgde waarheid. Maar hy gebruik gelykenisse, stories om diep waarhede te deel en dan gebruik hy dinge uit die alledaagse om dit te verduidelik. Nou hierdie pad tussen Jerusalem en Jerigo waarvan ons lees, was so 27 kilometer lank gewees. Dit was 'n kronkelpad, dit was woestynagtig, dit was 'n baie gevaarlike pad. Almal het dit geweet. Daar was baie aanvalle op hierdie pad gewees. So Jesus vat hierdie baie relevante en dit wat almal ken en hy vertel 'n verhaal om 'n diep waarheid vir die mense tuis te bring. Nou, nog 'n bietjie agtergrond voordat ek die gelykenis vir jou lees. So ons weet nou wat is 'n gelykenis en Jesus was baie keer baie radikaal met sy stories. Hy het mense uitgedaag. Hy het amper 'n onderste bo teologie gehad. En hy kon dit doen, want hy was God. Hy het hierdie radikale stories vertel, onderste bo teologie, want hy is waarlik God. Nou net nog 'n ander agtergrond wat mens moet besef as jy die gelykenis lees is, die Jode en die Samaritane het regtig nie van mekaar gehou nie. Inteendeel, hulle het mekaar gehaat. Nou, wie was die Samaritane? Nou, toe Nebukadneser, hierso so 594 voor Christus, toe die Babyloniërs gekom het onder Nebukadneser en hulle die Jode ontvoer, hulle het mos Israel binnegeval en hulle het Jerusalem binnegeval en toe ontvoer hulle 'n klomp Jode na Babylon toe. Toe het hulle nie die sterkste en die beste en die amper wil ek sê mooiste Jode is altyd in so 'n geval as 'n volk oorval is ontvoer en dan gevat na Babylonië toe. En die agtergeblewenes, daar het altyd 'n groep agtergebly. Hulle het toe vermeng met heidense nasies. En so met ander woorde, hulle het in hulle etnisiteit het hulle begin verskil, hulle het anders begin glo, hulle het anders begin lyk. En toe hierdie klomp Jode terugkom uit ballingskap. Want onthou toe die Persiese ryk, moes die Babyloniese ryk weer oorval. En toe kon die Jode teruggaan na hulle land toe. Toe kom hulle nou af op hierdie klomp agtergeblewenisse en hulle het nou heeltemal eintlik anders geglo, etnies eintlik anders want hulle het vermeng met ander nasies en toe hierdie Jode wat nou terug is, het hulle eintlik verag. En daarom van toe af het hulle niks van mekaar gehou nie. So dis nogal 'n bietjie agtergrond en baie interessant is as jy hierdie verhaal wat ons nou lees, die gelykenis, kom uit Lukas 10. Maar as jy net een hoofstuk teruggaan na hoofstuk 9 toe, dan sien jy die opskrif daar dat Jesus wou deur 'n dorp gaan, 'n Samaritaanse dorp, maar hulle het hom geweier. Hoogstwaarskynlik omdat hy 'n Jood was, né? So min het hulle van mekaar gehou en ten spyte daarvan dat hierdie klomp Samaritane nie wil hê Jesus moet deur hulle dorp gaan nie, gaan hy nog en hy vertel hierdie gelykenis. So dis om net so 'n bietjie agtergrond voor ek die gelykenis vir jou lees. So kom ons lees die gelykenis. Dit kom uit Lukas 10 vanaf vers 25. Die barmhartige Samaritaan. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra. En daar's die gewigtige vraag, né? Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan daar in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en hy vra vir Jesus, maar wie is my naaste? Wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê het en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langskom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien,
het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit vir die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek weer hier langskom. En nou is Jesus aan die woord en hy sê, wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En die wetsgeleerde antwoord hom, die man wat aan hom medelee bewys het. Kom jy agter, hy kry nie eers die woord Samaritaan uit nie, omdat hulle so min van die Samaritane hou. Hy sê, die man wat hom medelee bewys het. En toe sê Jesus, en luister, Jesus antwoord met gesag, hy sê, gaan en maak jy ook so. Gaan en maak jy ook so. Sjoe, dit is nogal 'n radikale storie wat Jesus hier vertel het. En sy hoorders was 10-1 Jode gewees. En hy vat 'n groot waagkans om hierdie storie te vertel, om die Samaritaan die held van die verhaal te maak, want sy Joodse hoorders kon net daar omgedraai het en weggestap het. Maar dit was presies hoe Jesus altyd was, radikaal, onderste bo teologie. En hy daag 'n mens uit met sy stories. Maar kyk 'n bietjie, hierdie Samaritaan gaan en hy kry hierdie man jammer en hy doen ook iets. Nou lees ons van die priester en van die leviet. Nou, die priesters het uit die levitiese stam gekom, uit die stam van Levi. So eintlik is hierdie 'n herhaling van 'n amp. Dit is 2 tempelampte wat hier herhaal word. En hierdie herhaling wat Jesus hier doen, is eintlik nie toevallig nie. Hy wil hê sy hoorders, die luisteraars, moet dit agterkom, dat hierdie is in ons taal kerkmense, wat ver langs verbystap. Die priester en die leviet. So hy herhaal hierdie kerkampte. En mense nou dink, uit die aard van hulle ampte, dat hulle nou in diens van God staan, dat hulle sou help. Maar hulle help nie. Hulle stap ver langs verby. Nou, ek dink mens moet nie so hard wees op hierdie 2 tempelwerkers, die priester en leviet nie, want hulle was 10-1 op pad tempel toe, om daar te gaan werk. En een van die Joodse wette is, sou jy aan iemand vat wat dood is, of dan in hierdie geval half dood, dan word jy gesien as onrein. En dan kan jy nie jou tempelwerk doen nie, dan sou hulle nie by die tempel kon inkom nie. So hulle het hulle self seker so 'n bietjie uit hierdie situasie uitgepraat, baie keer soos wat ons doen, en gesê, maar ek moet nou my tempelwerk gaan doen, so ek kan nie nou hierdie man help nie. Nou interessant, in my lewe, altyd voor ek preek of 'n boodskap bring, of nou nie altyd nie, maar dit gebeur baie gereeld, dan gebeur daar iets in my lewe wat eintlik so van toepassing is op die teks waarmee ek dan besig is. So ek's nou besig gewees met hierdie teks, Lukas 10, die barmhartige Samaritaan, en ek worstel met hierdie teks, en ek stoei met hierdie teks, en ek lees op in daai dag gebeur toe weer eens iets wat eintlik so van toepassing is. Ek is toe nou op pad na 'n funksie toe, van die plaas af, dorp toe, en daai lange grondpad van ons, daai Walmanstal grondpad, 15 km grondpad daar in die bosse, moet ek nou ry op dorp toe, om my funksie te gaan doen, om die woord van die Here te bring. En hier langs die pad staan 'n man in sy wiele is pap, en hy pleit by my met biddende handjies, ek moet asseblief stop en hom help sy wiele is pap. En al wat ek vir hom wys is, hoorie, ek is laat vir 'n funksie en ek gaan ongelukkig nou nie stop nie. En eintlik doen ek presies wat die leviet en die priester in die verhaal van die barmhartige Samaritaan gedoen het. En ek praat myself uit daai situasie uit en ek sê, hoorie, ek is vrou alleen op hierdie verlate pad, ek gaan nie stop nie, ek is laat, ek is nou op pad om die woord van die Here te bring. En daarom sê ek, dis vir my altyd so interessant hoe hierdie goed in my lewe gebeur, en ek glo dis nie toevallig nie. Altyd wanneer ek so met 'n teks stoei. En ek het ook nie al die antwoorde nie. Ek weet nie, ek worstel self daarmee. Wanneer help 'n mens nou en wanneer help jy nie en wanneer is dit gevaarlik en wanneer wil iemand eintlik nie gehelp word nie, né? So dit was nou vir my interessant geweest wat toe met my gebeur het, en daarom is ek nie so krities met hierdie leviet en hierdie priester nie. Want eintlik wat hulle gedoen het, hulle het gesê dat in ons taal die kerk is vir hulle belangriker as naaste liefde. Hulle tempelwerk is vir hulle belangriker
as naaste liefde. Maar kyk nou 'n bietjie die detail waarin Jesus gaan wanneer hy praat van die Samaritaan wat hulp aanbied. So hierdie priester en leviet gaan ver verby, maar ons sien dat die Samaritaan kom naby. Hy gaan naby en hy help hierdie man wat eintlik 10-10-1 maar sy vyand is, wat hy nie van hou nie. En nie net het hy hom jammer nie, hy doen iets. Hy verbind sy wonde. Hy het 10-10-1 met sy klere verbind. En klere was destyds dieritems. Ja, hulle het hierdie man wat daar langs die pad gelê het, sy klere gesteel omdat dit 'n dieritem was. Nou hy verbind dit en hy behandel dit met wyn en olie. Dis ook dieritems. Dan help hy hom op sy rydier. En hy stap en die man ry op sy rydier na die volgende dorp toe. So hy gee regtig sy tyd. Hy is onderbreekbaar. Hy gee sy tyd vir hierdie beseerde manne. En dan gee hy sy geld en hy boek hom in by hierdie herberg en hy sê, hoorie, sorg vir hom, al is ek nie eers meer hier nie. Hy sê vir die herbergier, ek sal met jou regmaak as ek terugkom. So Jesus gaan regtig in detail in oor hoe hierdie Samaritaan naby gekom het en gehelp het. Nou, weet tyd baie keer is vir ons 'n kwessie. Baie keer is ek besig om 'n preek te skryf of 'n praatjie en ek gaan nou vrouens bemoedig en dan het iemand my nodig en dink ek, net nie nou nie, weet ek moet nou hierdie preek skryf. Ek kan nie nou luister nie, ek kan nie nou bid nie, ek kan nie nou bemoedig nie. Ek moet nou hierdie preek geskryf kry of hierdie praatjie geskryf kry, maar hierdie man gee sy tyd. En hy gaan nie ver verby nie, hy gaan nader en hy help regtig. Baie keer dan is ons agendaatjie vir ons belangriker as mense. Hoor weer, baie keer is ons agenda vir ons belangriker as mense. So hy gee om, hy gaan nader. Nou moet jy die hele tyd in gedagte hou, né? Waarom vertel Jesus hierdie gelykenis? Dis op grond van hierdie baie gewigtige vraag. Hoe kom ek in die hemel? En dan luister jy anders en Jesus sê, jy moet God lief hê, so dis hierdie vertikale verhouding. Maar hy sê, jy moet ook jou naaste lief hê, 'n horisontale verhouding. Hoe ons naaste hanteer, God se ander skepsels, want hy het alle mense geskep, maak vir God saak. Dis vir hom belangrik hoe ons hierdie mense behandel. God lief hê en jou naaste. Nou wat is dit nou? Nou vra ons mekaar, okay, wie is nou jou naaste? En wat hierdie teks vir ons sê, dat alle mense wat oor jou pad kom, is jou naaste. Almal wat deur God geskep is jou naaste. Ons praat van imago Dei. Imago, dis waar die woord image vandaan kom, na die beeld van God. Almal is na die beeld van God geskep en daarom moet ons vir almal omgee en vir almal lief wees. Al lyk hulle nie soos ons nie, al glo hulle nie soos ons nie, al tree hulle nie op soos ons nie, al hou ons nie baie van hulle nie, dit bly ons naaste en dit moenie gee dat ons dan liefdeloos optree nie. Ons moet nog steeds omgee, ons moet nog steeds onvoorwaardelik lief hê. Sjoe, hierdie man gaan en hy wil eintlik half die wetsgeleerde 'n grensie trek. Amper asof hy wil sê, dis seker net my volksgenote wat ek moet lief hê. So wie is my naaste? Net my volksgenote. En hy is amper asof hy 'n loophole soek, asof hy 'n afbakening by Jesus wil hê. Maar Jesus kom en hy herdefinieer die term naaste. En hy sê, dis alle mense wat oor jou pad kom. Moet jy lief hê en moet jy voor omgee. Al hou jy nie eers so baie van daai mense nie. So dis amper asof die Jode so 'n bietjie eksklusief wou bly en ons doen dit ook, né? Ons wil so 'n bietjie eksklusief bly as dit kom by wie is my naaste en hoe ver strek hierdie liefde wat God dan wil hê ek moet gee. En in Johannes 3 vers 16 staan dit so mooi, dan staan daar want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur het sodat die wat in hom glo nie verlore kan wees gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So daar staan nie want so lief het God die Jode gehad of so lief het God die kerk gehad nie. Nee, so lief het God die wêreld gehad. So dit is wie ons naaste is. Nou ons kan nie eksklusief wees. En Jesus gaan en hy herdefinieer dit. So ons tema die afgelope paar weke hier by Familiekerk NG Kameeldrif is die liefde. En my subtema is deernis en lyding
en hoe help ek ander hulle laste dra? So kom ons kyk nou 'n bietjie wat het hierdie Samaritaan gedoen. Hoe het hy hierdie man wat half dood langs die pad gelê het, gehelp om sy las te dra. In die eerste plek het hy nader gekom, né? En hy was innig jammer vir hom en hy het gehelp. So ek dink baie belangrik ook om onderbreekbaar te wees, om jou agenda moenie belangriker wees as mense nie. Om te luister is so belangrik. Ek dink om te luister is absoluut 'n vorm van lief wees, want wanneer mense voel jy luister na hulle, dan voel hulle gewaardeer, dan voel hulle jy gee om. So om te luister, iemand sê nou die dag dat jou ore is jou grootste orgaan van die liefde. En dit was nogal vir my interessant geweest, né? So om te luister na iemand, om jou tyd te gee, om onderbreekbaar te wees, regtig waar nader te beweeg, jou hande vuil te maak om te gee. En wanneer ons luister, laat ons nie lyding wil probeer verklaar nie. Lyding is nie verklaarbaar nie. Ons verstaan nie hoekom daar soveel seer kry is nie. Ons verstaan nie hoekom mooi kinders van die Here soms moet ly nie. En om te probeer antwoord gaan wees om 'n goedkoop antwoord te gee. En om lyding te probeer verklaar en om 'n fixed houding te hê, kan jy eintlik mense net seer maak. So gee jou tyd, luister, want daar's helende krag daarin as iemand hulle seer met jou deel. So laat toe dat daai persoon hulle seer met jou deel. Ek dink dis 'n baie belangrike manier hoe ons mense kan help om hulle laste te dra. Ek dink 'n baie belangrike manier is om te bid vir mense. 'n Eenvoudige gebed kan soveel beteken vir mense. En weer eens het hierdie afgelope paar weke het daar iets in my lewe gebeur wat weer ook so relevant is tot hierdie preek. Seker verlede jaar se Oktober maand stuur 'n man vir my e-pos, 'n ouerige man, en hy vra vir my, ek moet asseblief vir sy dogter bid. Nou ek kry soms sulke e-posse, maar hierdie was 'n baie spesifieke sielkundige toestand wat sy dogter aangelei het. En ek onthou die e-pos baie goed en hy sê asseblief sal ek bid. En altyd as mense vir my vra ek moet bid, dan bid ek. En ek het regtig 2-3 keer opreg vir hierdie vrou gebid. Maar toe het ek eintlik maar daarvan vergeet. Ek ken nie die mense nie. En nou so 2 weke terug stuur hierdie man vir my e-pos. En ek herken dadelik die naam want ek onthou die geval. En hy bedank my heel hartig dat ek gebid het want sy dogter is soveel beter. En ek kry eintlik skaam want ek weet ek het 2-3 keer gebid. Maar ek besef net weer eens, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan alles oor die Here. En as ons vra, die Here sê as ons vra, dan luister hy hoor elke gebed. So om net 'n eenvoudige gebed vir iemand te kan doen, kan ook 'n groot waardevolle ding wees wat jy vir hulle doen. Om onderbreekbaar te wees, tyd te gee. Maar weet, ongelukkig leef ons in hierdie samelewing van me, myself and I. En ek is belangriker en ander is nie so belangrik nie. En is hierdie selfie generation waarin ons leef. En ons sukkel so 'n bietjie om onderbreekbaar te wees en ons tyd te gee. Maar weet jy, Jesus sê soveel keer in die woord, volg my. Ons kan nie net bewonderaars van Jesus wees en dink, hy was wonderlik, en nie doen wat hy vra nie. Ons moet sy volgelinge wees. Ons moet in sy voetspore loop. Hy is ons meester en ons moet doen soos wat hy vra. Daar's 'n baie oulike verhaal wat vertel van hierdie, dit is 'n ware verhaal van hierdie Amerikaanse president. Hy was in die 1960s, was hy die president van Amerika en hy het 'n baie goeie adviseerder gehad, 'n top-ekonoom wat altyd vir hom advies gegee het. En hy het baie op hierdie ekonomiese advies staat gemaak. En die ekonoom, hy het weer 'n manier gehad in die middag, hy het 'n gewoonte gehad, dan vat hy 'n middagslaapie. Hulle sê is baie goed vir jou hart. Dan vat hy nou sy middagslaapie en hy het vir sy huishoudster gesê, sy mag hom glad nie wakker maak, vir niemand nie. Hy vat sy middagslaapie elke middag, baie getrou. En die dag bel die president hierdie ekonoom en die huishoudster antwoord en sy sê hy is ongelukkig besig met sy middagslaapie. En die president sê, maar ek is die president van Amerika, maak hom wakker. En sy sê, meneer, ek werk ongelukkig nie vir u nie, u is nie my meester nie.
En hy het vir my gesê, ek mag hom nie wakker maak nie. Ag, en toe ek hierdie storie hoor, toe laat dit my sommer dink aan, wie is jou meester? Wie regeer in my lewe? Wie volg ek na? Ons kan nie Jesus net bewonder nie. Ons moet navolg, ons moet doen. Ons moet in sy voetspore loop. Die teoloog François Malan skryf so mooi, hy sê, my gebed moet wees, dat die Here my oë sal open, om die nood van 'n medemens, wat hy op my weg bring, raak te sien. En dat hy my hart sal vrymaak van my binding aan myself, sodat my hart sal uitgaan na die mens in nood, wat die Here oor my weggebring het. Dan sal dit uit my naaste liefde duidelik word, hoe opreg my liefde vir God is. Sjoe, aangrypende woorde van François Malan. Ek dink wanneer 'n mens besef, dat hierdie lewe is eintlik tydelik, en dit gaan so vinnig verby, jy knip jou oë, en as jy in jou 50's, hierdie lewe is eintlik maar 'n ou stippeltjie op die tydlyn van die ewigheid, en wanneer jy dit besef, dan begin jy dalk anders leef en anders optree. En om jou vyande lief te hê, ek wil dit is wat Jesus gesê het, en om alle mense lief te hê, die wat jy dalk nie van hou nie, of soos hierdie Jode en Samaritane wat mekaar gehaat het, dit klink eintlik ver gesog, maar iewers hier diep binne ons, resoneer dit met ons. Want dit is hoe God dit bedoel het, dat ons hom en mekaar onvoorwaardelik sal lief hê. Dit was sy aanvanklike plan met die skepping, met die mensdom, dat ons mekaar sal lief hê. Eintlik hier diep binne ons, al klink dit ver gesog, smag ons daarna, en resoneer dit met ons, want dit is hoe God dit bedoel het. En wanneer ons so optree, wanneer ons ander lief het, onvoorwaardelik lief het, geen nie om wie hulle is nie, dan gee ons vir mense 'n kykie in die hemel. Dan wys ons vir hulle iets van hoe die hemel gaan lyk. En dit vra dat ons iets doen. Iemand sê nou die dag, ek wil 'n dieper teologie hoor. 'n Dieper teologie is 'n doen teologie. Dis 'n werkwoord. Jesus vra dat ons hom moet volg. Om te volg is 'n werkwoord, is om iets te doen. En dan wanneer 'n mens goed doen, dan raak jou hande vuil. Dit kan messy raak. Dit kan ongemaklik raak. Maar dit is wat Jesus van ons vra. En hy is ons voorbeeld in dit. Hy dien, hy was voete, hy gee kos, hy maak gesond. Op die ou end gee hy sy lewe vir ons. So hy is vir ons 'n voorbeeld hierin. Maar ja, ongelukkig, ons moderne Christene, ons vra die hele tyd, wat kan God vir my doen? Ek wil hê hy moet my suksesvol maak, ek wil hê hy moet my gesond maak, ek wil hê hy moet my ryk maak. Hy moet vir my goed doen, en dan as dit my pas, sal ek vir hom iets doen. En dan dink ek aan die vroeë Christene, wat so swaar gekry het, en hulle lewens vir hulle geloof vir Jesus gegee het. Daar's 'n Amerikaanse psigiater, sy naam is Henry Cloud, maar hy is ook 'n baie mooi kind van die Here. Gaan Google hom gerus en gaan luister na sy video's wat hy op YouTube het. Aangrypende boodskappe wat hy altyd gee. Maar Henry Cloud sê dat wanneer ons gee, en die Bybel sê dit ook, dan maak dit ons eintlik diep gelukkig. Om te gee is lekkerder as om te ontvang, en dit bring diepe vreugde wanneer jy ander mense help. Maar ja, dan gaan hy ook en hy sê, sommige mense wil nie eintlik gehelp word nie, en dalk worstel jy ook daarmee, soos ek, weet wanneer moet mens nou nie help nie, of wanneer het jy nou genoeg gehelp, en jy kan gerus 'n bietjie met Lise Landman van Kamkeer gesels, want sy het baie ondervinding hierin. Maar dan sê Henry Cloud, hierdie psigiater, iets wat my nogal so 'n bietjie gehelp het, so dalk help dit jou ook. Hy sê iemand moet wil gehelp word. Hy sê as jy iemand byvoorbeeld voer, maar hy kou nie die kos nie, en hy sluk dit nie in nie, hy spoeg dit uit, dan wil hy mos eintlik nie gehelp word nie. En dan gebruik hy 'n baie kragtige metafoor, en dit is van 'n eiertjie, en met 'n klein babavoeltjie in hierdie eier. En as jy nou gaan as mens, en jy wil nou hierdie voeltjie help, en jy wil die eier breek, dat die voeltjie nou kan uitkom, is die kans goed dat daai voeltjie gaan sterf. Want daai voeltjie met sy snaveltjie 'n pikaksie hê, lank en aanhoudend en gedurig, om sterk te word en lewe te kry,
om te kan oorleef buite. En dan pik hy homself uit daai eierdoppie uit. So, hierdie persoon moet ook gehelp wil word. So dit het my so 'n bietjie gehelp, met hierdie wortelvraag van, hoe help ek, wanneer het ek genoeg gehelp, né? Maar op die eind sê Jesus vir ons, die wat oor ons pad kom, is ons naaste, en as hulle ons hulp nodig het, moet ons help. En Paulus sê dit vir my so mooi, en daai meesterklas wat hy gee oor die liefde in 1 Korintiërs 13, en ek wil dit vir jou vandag lees uit die boodskap vertaling, want dit is nogal 'n baie dinamiese vertaling. 1 Korintiërs 13, die grootste van alles is die liefde. Sê nou maar, ek is so geestelik, dat ek die tale kon praat, wat die engele in die hemel praat, en selfs nog 'n klomp ander. Maar ek het nie ander mense lief nie, wat dan? Vir die Here klink daardie geestelike gepraat, dan aan niks anders nie, as 'n geraas, soos iemand wat teen 'n yster kap. Sê nou maar, ek kan uitstekend preek, is hoog geleerd in die dinge van die Here, en verstaan dinge van God, wat ander mense nie eers weet nie. En boonop het ek nog die grootste geloof, wat jy jou kan voorstel. Klink amper soos die priester en die leviet, né? Maar ek het nie ander mense lief nie. Is ek vir die Here 'n nul op 'n kontrak. Hoe mooi stel die boodskap dit nou. Al gee ek alles wat ek besit vir arme mense, en ek word as 'n martelaar vir die Here verbrand, maar ek het nie lief nie, help dit niks nie. So, Paulus het dan 'n manier gehad om dinge te sê. Onthou weer, die gewigtige vraag waarom Jesus hierdie gelykenis vertel. Hoe gaan ek hemel toe? Hoe beerwe ek die ewige lewe? Maar kom ons sê dit vir mekaar. Om lief te hê is moeilik. Wat nog te sê lief te hê mense wat nie soos jy dink en lyk nie. Maar die Heilige Gees kan ons hiermee help. God gaan en hy skenk vir jou sy dwingende liefde vir mense. En Romeine 5 vers 5 sê, dan word ek 'n kanaal van sy liefde en van sy genade. Ek kan dit nie uit my eie uit doen nie. God help my daarmee, en daarom moet ek ingeprop wees by hom, sodat sy liefde, sy krag deur my kan werk. Ek sluit hierdie boodskap af deur 'n pragtige stuk wat 'n teoloog geskryf het. Sy naam is Henry Nouwen, is 'n Engelse stuk, en dit het vir my so mooi gepas. Ek het dit ook vir julle gestuur as deel van die meisbesoek by hierdie teks. Dis in Engels, ek lees dit vir jou. In Gentleness by Henry Nouwen. Once in a while we meet a gentle person. Gentleness is a virtue hard to find in a society that admires toughness and roughness. We are encouraged to get things done and to get them done fast, even when people get hurt in the process. Success, accomplishment, and productivity count, but the cost is high. There's no place for gentleness in such a milieu. Gentle is the one who does not break the crushed reed or snuff the faltering wick, Matthew 12. Gentle is the one who is attentive to the strengths and the weaknesses of others and enjoys being together more than accomplishing something. A gentle person treads lightly, listens carefully, looks tenderly, and touches with reverence. A gentle person knows that true growth requires nurture, not force. Let's dress ourselves with gentleness. In our tough and often unbending world, our gentleness can be a vivid reminder of the presence of God among us. Amen. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U altyd stories wat vir ons relevant is en wat ons mee kan aanklank vind vertel het om diep waarhede te deel. Ook hierdie storie van die barmhartige Samaritaan, hierdie gelykenis, Here. Here, laat dit nie net kopkennis word wat ons hier geleer het van U nie, maar laat dit wortel skiet in ons harte. Het is so moeilik om mense wat anders dink en anders lyk as ons regtig lief te hê en om te gee vir hulle. Help ons hiermee, Here. Help ons dat ons sal besef, hulle is ook na U beeld geskep en dat hulle is ook U skepsels en dat ons kanale sal word van U liefde
vir elkeen wat oor ons pad kom. Amen. Ek gee nou geleentheid vir offergawes. Baie dankie dat jy ook iets gee wat ons gemeente hier in Kameeldrift help om 'n verskil te maak in ons pragtige omgewing. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die nimmer eindigende liefde van God die Vader en die grenslose genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees. Amen.